spite van die bietjie koelerigheid, maak die saak nie, is vir baie lekker aand eintlik, gaan ons ook die naam van die Here groot maak. Kom ons begin by, ek het gedink ons begin met ons feeslied, om 'n paar redes. Die een rede is, dis nou Pinkster, dis 'n fees, 'n Pinksterfees. Die tweede rede is, dit sluit baie mooi aan by vanoggend se boodskap, waar Dominee de Sou vir ons weer op die woord van die Here gewys het, dat dit ons rustig is hier, ten spyte van al die gevare, al die rampe, al die stupid politieke besluite, dat ons veilig is nog steeds in 'n hawe van God se genade. So kom ons sing hierdie 3 versies van ons feeslied. Vasgemeerde hawe van God se genade, stuurman is koning Jesus. Hy dra ons deur storms, hy anker ons vas, hy lei ons na waters van rus. Hawe van God se genade, veilig by waters van rus. Hawe van God se genade, veilig by waters van rus. Ons kyk op na die berge, ons vlieg oor die golwe, gevul met die Heilige Gees. Ons stuurman gee rigting, hy ons ook uit, om vissers van mense te wees. Hawe van God se genade, veilig by waters van rus. Hawe van God se genade, veilig by waters van rus. Soveel jare van voorspoed, van liefde en oorvloed, soveel om voor dankbaar te wees. Ons buig in aanbidding, ons jubel en juich, met Jesus die hart van ons fees. Baie dankie, ek het spesiaal teruggestaan, stil gebly om te hoor of julle dit regtig ken, maar baie dankie, dit is pragtig. Nou die volgende liedjie, lied 4-5, kom ons laat daai kom ons slaan daai oor. Dan sing ons lied 4-5-4. Nou jy sal sien dat ek as jy in die boekie kyk, sal jy sien ek het die lirieke daarvoor geskryf. Ek wil net vinnig vertel wat gebeur het. Toe my die manne kom bel, net om vir julle te sê dat die liedere wat in die liedboek is gekose liedere, né? Dis nie sommer net so nie in die sin dat toe my die Anne kom bel my en ek vra of ek sal belangstel om van die te help om 'n nuwe liedboek se liedere te skryf. So ek sê ja, kom ons doen dit. Toe doen ek nou hierdie een. Ek het nie geweet mense kan nie goed direk net so vertaal soos wat hulle met Majesteit gemaak het nie. Toe doen ek dit en toe stuur hy my terug om te sê is baie mooi, die synode wil dit so hê, die kommissie, maar ek moenie die besigheid so deurmekaar maak nie. Jy kan nie God en die Heilige Gees en die Vader en die Seun almal die mekaar gooi nie. So die eerste versie moet Vader wees, tweede versie moet Seun wees, derde versie moet Heilige Gees wees. En dis ook dis die resultaat. Toe moet ek alles natuurlik nou weer anders skoppel. Maar op die ouend is dit 'n groot eer om die liedjies te hê. So kom ons sing die 3 versies. Ons
is 'n vlamliedjie. Dis die meneer Janekom se skryfwerk. Hy sê soms wil ek net jubel en refreine wat net die Here kan verstaan. Dis 'n baie mooi lied. Dis Vlam 40 en ons gaan daarvan ook die 2 versies sing. Soms wil ek net jubel en refreine wat ek verstaan. Want hoe kan ek in woorde verheerlik vir my bestaan? Soms kom daar stilte oor my lewe as ek kniel, maar soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moederlose siel. Halleluja, halleluja, o my Heer. Halleluja, sing ek ewig weer en weer. Soms voel ek die hartseer van die lewe, dit loop ons so, maar dan weer kom die vreugde wat my sterker en laat glo. Dikwels as ek twyfel, kom versoeking oor my pad, maar trou aan die belofte, het hy elke keer my hand gevat. Halleluja, halleluja, o my Heer. Halleluja, sing ek innig weer en weer. Die 334 is 'n baie bekende lied. Ons kan dit nie net vir Kersfees hou nie, ons kan dit dwars deur die jaar sing, elke Sondag. God is liefde, juig ons harte, bedink wat liefde doen. En dan sê die 4de versie so mooi, as ons mekaar dan lief het, die Gees ons dwing om mekaar lief te hê, dan het ons mekaar lief soos die Vader ons lief het. So ons gaan dit sing, is ons reg, dinges, 334. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy Seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het uit liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy Gees die wondergawe, laat hy weer die liefde sprei, en die liefde wat volmaak is, dryf liefde met selfsugtigheid. Die Vader en sy liefde, dan is opgehad tot kind, mag sy Seun alweer gestalte, en ons doen en late vind. Ons gaan afsluit met 'n lied, ook 'n vlamlied, lied 38. Dit gaan ons tema lied wees vir die lofprysing elke aand tot volgende week, of tot die einde van die week, naamlik Vrydag. En ek weet nie of jy dit ken nie, Hemel Vader, ek aanbid U, jou Koning Jesus, bring lof aan U. So kom ons gaan nou vanaand dit begin oefen, en dan gaan ons dit elke aand sing om die lofsang mee af te sluit. So kom ons gaan eers daai versie, gaan ons 2 keer deursing. As dit Hemel Vader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Klooster, ek vereer U, vir ewig sal ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja,
as ek sing, Halleluja, Halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Hemelvader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U, vir ewig sal ek U naam verhoog. Halleluja, Halleluja, ek buig neer voor U, as ek sing, Halleluja, Halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Baie dankie, Dr. Liesel. Goeienaand almal, niks aan. Baie welkom van vanaand hierso. Is daarom 'n lekker warm middag gewees. Dis Pinkstertyd. Pinkstertyd is 'n spesiale tyd in die kerk. Dis 'n tyd wat ons werklik met ons verlange kan sit en ons weet dat Christus en God ook na ons verlang. Ek het gedink want net so twee, ek neem aan dis afkondiging soos ek het nou vir myself aflei voor ons begin. So die eerste ding wat ek net wil sê is dat die deurkollekte is vir Bybelverspreiding elke aand. Ons neem ons maar altyd met Pinkstertyd kollekte op vir Bybelverspreiding en dan is daar van môre aand af tee en koffie na die tyd. So van môre aand af sal daar na die Pinkster diens tee en koffie wees. Ek sal nou in die erediens, soos ek begin, sal ek ietsie sê oor die tema vir die week. Maar kom ons word net stil. Na U, Here, hunker ek. My God, op U vertrou ek. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Skepper wat vir ons 'n liefde aan mekaar gewewe het, van Jesus Christus wat mens geword het soos ons, vlees en vel, en van die Heilige Gees wat ons lewend maak. Amen. Ons gaan net so bly sit en dan gaan ons sing lied 222. Ons gaan hom 4 keer na mekaar sing. Dis 'n Taizai lied. Loof die Here God en prys sy heilige naam. Ons gaan dit sing terwyl ons so bly sit.
Pinkstertyd is verlange tyd. Dis wanneer ons bewus word van ons diep verlange na God, maar soms moet ons stil word, soms moet ons in 'n ruimte bymekaar kom, soms moet ons bewuslik fokus om herinner te word dat ons eintlik diep verlang na sy teenwoordigheid, na sy omvorming van ons, en vir ons herinner dat ons mag verlang, en dat hierdie verlange wederkerig is, dat God ook na ons elkeen verlang ook om sy gees al hoe meer in ons lewe sigbaar te maak. En die wonder van ons verlange, ons begeertes, is dat ons diepste begeertes reeds dit is wat God vir ons geskenk het. Dat ons kan pyl, wat ons kan herken, soos ons ook vanaand by mekaar is. En ek wil graag hê ons met die week bietjie stil staan by hierdie verskillende skakerings van God se werk in ons lewe, die werk van die Heilige Gees. Nou, die tema sê skakerings, maar skakerings is ook maar so amper se woord, dit sê ook nie alles nie. Want saam met skakeringswerkwoorde, wat bely ons oor die werk van die Heilige Gees? Wat bely ons as kerk al deur die eeue? Dat God skep, dat die Gees skep, dat die Gees lewend maak, dat die Gees vir ons herinner, dat die Gees vir ons laat groei, dat die Gees vir ons die diepte van die lewe help ontdek. Dis die tekstuur van ons lewe. So ons gaan elke aand na 'n spesifieke kunswerk kyk, ons gaan na 'n teks luister, en dan gaan ons ook stil staan by 'n verhaal van iemand wat lank terug geleef het en iets van hierdie werking van die Gees in hulle lewe ervaar het. Maar altyd om te onthou, mense wat lank terug geleef het, is nie so God het dus met so iemand gewerk lank terug nie. Ek is baie lief vir die kerkhistorikus Graham Heath het geskryf, every generation is equidistant from the Holy Spirit. Dit beteken, elke generasie van die kerk is ewe ver van God se Gees af. Was nie mense wat al nader was nie. Ons is almal ewe ver. Al is ons histories 2000 jaar leef ons na die geboorte van Christus en die uitstorting van die Gees, is ons ewe ver van die Gees as die vroeë kerk. So God is nie net 'n God van toe nie, en ek dink dis eintlik ook die werk van God se Gees in ons lewe, om vir ons te herinner, maar God is 'n God van nou, van die daaglikse. So ons gaan elke aand kyk na 'n kleur, 'n tema, skakering, maar ons gaan ook elke aand so ietsie van 'n praktyk leer. Wat kan ek doen? Hoe kan ek my lewe inrig om iets van dit wat ek weet en bely oor die Heilige Gees elke dag van my daagliks te maak? Deel te maak van my lewe, deel te maak van my opstaan, deel te maak van my handel en wandel, deel te maak van my gaan slaap. Maar gedurig met die verlange en die behoefte dat God se Heilige Gees sal kom, sal waai, sal vernuwe, sal lei, sal leer. So ons gaan begin om saam 'n gebed op te sê. Elise kan dit daar vir ons op die skerm gooi. Dis 'n vry vertaling wat ek gemaak het in Afrikaans van 'n Taizai lied, Veni Creator Spiritus. Kom Skepper Gees, julle sal sien waar daar staan 'n A, beteken vir almal. So ons gaan dit almal hardop sê. Waar daar staan 'n L, is dit die liturg, dis ek sal dit lees. En ek wil hê ons moet dit saam deurbid. En as ons dit klaar gebid het, gaan ons staan en lied 442 sing, al twee die verse. Kom ons bid saam. Kom Skepper Gees, kom asem van God, wind van God, waai die skadu's weg en versterk ons, u kerk. Kom Skepper Gees, kom deernisvolle warm lig, vul die diepste binneste van ons harte, ons is niks sonder u. Kom Skepper Gees, kom gas van die siel,
vrede in ons stryd, rus in ons inspanning, vreugde wat ons vertroos in lyding. Kom, Skepper Gees. Ons gaan vanaand saam lees uit Genesis 1 uit, net so 2 verse. Dan gaan ek ook verwys na die doopformulier. Ek gaan 'n vers of 2 lees uit Lukas 1 uit en dan ook uit die geloofsbelijdenis van Nicea. Elise, jy kan haar eerste prentjie vir ons opgooi. So vanaand werk ons nie eintlik met 'n spesifieke kleur of skakering nie, eerder met 'n tekstuur, want 'n sekere goed is moeilik om vas te vang in 'n kleur. Die idee is beweging en wind en iets wat oorskadu, iets wat skep, versorg, teenwoordig is. Ek lees vir ons Genesis 1, die eerste 3 verse. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en donkerte was oor die oerwater, die Hebreëus is die Tehom, die oerchaos. Maar die Gees van God het oor die water gesweef, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Die woord vir die Gees hier is ruach, die Hebreëse woord, dit kan beteken gees, dit kan beteken wind, dit kan beteken asem, het hang af wat is die konteks wat jy het van gebruik, maar eintlik is al 3 gedurig teenwoordig, gees, wind, asem. En ek wil vir julle ook deel een van my gunsteling vertalings van Robert Altar, wat hierdie gedeelte vertaal het, en ek wil 'n gedeelte vir ons lees. When God began to create heaven and earth, dan gaan hy aan, dan sê hy, and it was welter and waste, want die Hebreëus van woes en leeg, Tehom, Wabahom, is soos 'n alliterasie, 'n rym, en hy probeer om iets van daai rym in die alliterasie vas te vat. So hy sê, it was welter and waste, and darkness over the deep, die chaos, and God's breath hovering over the waters. So hierdie teks, Genesis 1, was nog altyd bedoel om liturgies en doxologies, dit beteken tot lof gelees te word. Dit besing die Skepper, en die werkwoord wat Altaar hier gebruik, and God's breath, God se ruach, hover, sê hy in sy verduideliking van die vertaling, dat dit is ook 'n woord wat elders gebruik word in die Ou Testament, waar arend oor die nes en oor die kuikens so hang, flatter amper. Jy weet, as 'n arend op een plek beweeg, maar hy
die ma-arend beweeg, maar bly op een plek, om toesig te hou, om te versorg, om te hover bo oor haar nesie, die heen en weer beweging van geboorte en versorging. Dis wat hier uitgebeeld word van hoe God se gees oor die oerchaos flatter en hover en teenwoordig is. En my brein werk mos maar met assosiasies, so ek het dadelik, elke keer as ek dit lees, dan dink ek heel eerste aan die doopformulier. In die doopformulier, veral in die Engels, ek wil eers die Engels lees, kry jy ook hierdie idee van hover en flutter en daar wees. Ons lees dat by the sacrament, the Lord assures us that by His Spirit, He wishes to live in us and wishes to hold sway over us, om oor ons te wees, teenwoordig te wees, to such an extent that we shall the longer the more reflect His image in our daily lives. Die Afrikaanse vertaling van die formulier is, dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker, dat hy deur sy gees in ons woon, en ons lewe daagliks so regeer, dat ons hoe langer, hoe meer sy beeld vertoon. So as ons God se gees ontmoet, in die begin van Genesis, in die begin van die Bybel, dan sien ons iets van 'n teenwoordigheid, van 'n skepende teenwoordigheid, van 'n bewus wees, van 'n teenwoordig wees, van 'n omgee, van 'n versorging. En hierdie wat ek nou gelees het uit die doopformulier, dat die Heilige Gees ons dan so oor ons regeer, dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon, is 'n deurlopende frase in beide die katekismes en in die formuliere. Dit is 'n baie goeie gereformeerde frase. Hoe langer, hoe meer. Dis die werk van die Heilige Gees. Wat dui dat die Skepper God, skepend deur die Gees, nooit ophou om met ons besig te wees nie. Dat hy gedurig vormend met ons besig is. En omdat ons dit weet, kan ons daarna verlang, kan ons daarvoor vra, kan ons daarvan bewus word. En ons bely ook dan in die belydenis van Nicea, ook 'n ou kerklike belydenis, die volgende oor die Heilige Gees, dat ons glo in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker, die een wat lewe gee, die Heer en die lewendmaker. En dan kom dieselfde Gees, ons kan oorgaan na die volgende prentjie, dankie lees. En dan lees ons in Lukas 1, dat die engel Gabriël kom vertel aan 'n jong meisie, in die agterhoek van Galilea. Galilea was die stiefprovinsie van die Romeinse Ryk. Julle weet dat daar nie baie gesê is oor goeie dinge gesê is oor Galilea nie. En dan nog meer as dit, kom sy van Nasaret, wat nou nog die agterplaas van die agterplaas is. En ek gaan vir ons saam lees uit Lukas 1. Maar Maria het vir die engel gesê, nadat die engel gesê het, sy gaan 'n kind hê, maar Maria het vir die engel gesê, hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie? Die engel het haar geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, en daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal die seun van God genoem word. En weer eens is daar die hele Bybel is vol tekste en konsepte wat mekaar heeltyd herhaal. Dit is amper soos 'n tapisserie, want hierdie selfde idee van oorskadu kry ons in Exodus 40, waar die tempel, die tabernakel klaar gebou is,
en die ark in die allerheiligste geplaas is, en daar staan dan dat die Shekinah, die teenwoordigheid van die Here, daai gedeelte gevul het, en die ark oorskadu het. So baie keer, en veral in jou katholieke tradisie, word Maria baie keer genoem die tweede ark, die een wat die ontvanger is van die oorskaduwing van die Heilige Gees. So ons is gedurig met al hierdie tekste bewus van hierdie belofte van teenwoordigheid, skepende teenwoordigheid, lewegewende teenwoordigheid van die Skeppergees. Nie net by die skepping van die wêreld en die skepping in Maria nie, maar in ons en by ons, in die doopbelofte, in dit wat ons bely as kerk. En dan, in die 13de eeu, is daar 'n Vlaamse vrou, haar naam is Hadewijk. Sy het baie min van haar lewe, behalwe dat sy deel van 'n begeine groep was. Dit was groepe mense wat op die rande van dorpe gebly het, vroue, wat dan amper tipe kloosterbestaan gelei het, maar hulle was nie ryk genoeg om eintlik in 'n klooster te mag wees nie, want jy moes geld betaal om deel te wees van 'n klooster, maar hulle wou 'n lewe lei van gebed en versorging van armes en besoeking van die siekes. En dan het hulle in sulke gemeenskappies buite om die dorpe gebly. Baie van die Nederlandse en Belgiese dorpe het nog sulke begeine howe aan die uittes van die dorp. En hulle dan ook vir mekaar geleer en mekaar onderrig. En Hadewijk is baie bekend want sy het gedigte geskryf wat tot vandag toe nog van die beste gedigte is van die Nederlandse taal, of van die oudste gedigte is wat in Oud-Nederlands geskryf is. En ek werk weer met assosiasie, wat ons by haar kry, hak aan by die Tehoom, die oergaos, die baarmoeder van Maria, van God wat skep en God wat lewe gee, en God wat kom in liefde na ons toe. En haar werk het gegaan oor minne. Nou minne is die Nederlandse woord vir liefde, maar wat lekker is met minne kan jy mee speel, so sy speel ook met minne in haar gedigte. So minne kan beteken liefde, maar die werkwoord, maar minne kan ook beteken dat ek die minne is die een wat lief het, en die minne is ook die een wat lief gehê word. So minne het baie meer betekenis, so sy sal op een stadium byvoorbeeld skryf, hoe men met minne in minne mint. So net die idee van hierdie spel van liefde, en vir Hadewijk is hierdie minne se spel iets van 'n afgrond. In Engels praat ons van 'n abyss, sy praat van 'n afgrond, 'n mooi Hollandse woord met 'n T. En dan is dit nie, baie keer as ons dink aan 'n abyss of afgrond, dan dink ons op iets van angs en donkerte, maar dis nie wat dit vir haar was nie. Vir haar was dit glad nie dit nie. Dit was vir haar plek van vrug en groei. Dit het vir haar gedui op die onpeilbare dieptes van ons menslikheid. Sy het gepraat van die siel, maar siel in die sin van ons wese, dat ons kan eintlik nie die diepte van ons wese, die misterie van ons wese bepaal nie. Ons kan eintlik ook nie eens vir God bepaal nie, of ons kan nie vir God vasvat nie. So iewers in hierdie afgrond is daar 'n wederkerige inwoning van God deur sy Gees en ons in mekaar. En sy skryf dat die gemeenskaplike begeerte van die 3 persone veroorsaak 'n maalkolk, 'n afgrond van liefde, wat hierdie lewe van God is, en hierdie maalkolk trek die hele skepping in liefde, en ons is op pad na die voltooiing. So sy sien hoe liefde haar gooi in hierdie afgrond. Dis dieper as die see, maar dit herstel haar wonde, dit maak haar heel, dit bring haar naby aan God. Gedurig die herinnering van die lewegewende Gees wat skep, wat besig is, wat in liefde teenwoordig is, in die oergaos, in die moederskoot, in die afgrond, altyd daar.
En as ons verlang, dan al hierdie voorbeelde vir ons gedurig terugbring na hierdie altyd teenwoordige liefde wat God se Gees in ons lewe laat wees, laat word. Wat ons hoe langer hoe meer hiervan leer. So as ons bely, ons glo in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker. Ons glo in die Heilige Gees wat skep. Ons glo in die Heilige Gees wat lewe gee, waar dan die lewe is nie. Hoe leef mens uit so 'n belydenis? Dit kan tog nie net iets wees wat ons kognitief met ons breins glo en bely nie. Dit moet tog deel word van hoe ons opstaan en gaan slaap, hoe ons kyk na onsself, na die wêreld waarin ons leef, na ons kerk. Dink jy een manier hoe mens kan bewus word van hierdie skepende ruach, God se Gees en asem in ons en lewe in ons, is om in die eerste plek net 'n slag bewus te word van ons asemhaling. Ons vergeet dat ons asemhaal. Ons neem dit as absoluut vanselfsprekend. En dat asem eintlik ons eerste geskenk is van God af. Tog elke dag bewus te word dat ek asemhaal. Ons kan daagliks bid, kom Skepper Gees, waai deur my. Kom Skepper Gees, waai deur my. Want iets wat waai, maak skoon, is vars, gaan in al die hoekies in. Kom Skepper Gees, waai deur my. En hierdie Skepper Gees, ons bely ook dat die Gees mos waai wil. Die Skepper Gees wat daar was aan die begin van die wêreld, geboorte van Christus, by ons vandag uitgestort oor die kerk, stop nooit by my, of selfs eers by my gemeente nie. Maar stuur ons altyd verder. Om iets van hierdie altyd moontlike nuut skep, omvorm, verander, nuut maak, te leef. Ek wil hê ons moet net so rukkie stil sit. En ek wil terugkeer na die eerste sin in my fotum, aan die begin van die erediens. Na U, Here, hunker ek. Na U, Here, hunker ek. Dis Psalm 25 vers 1. Een van die vroeë vertalings sê, tot U, Here, hef ek my siel op. Tot U, Here, hef ek my siel op. Na U, Here, hunker ek. Waai deur my, Skepper Gees. Dit is tog ons gebed in Pinkster. Niks anders nie. En as jy so 'n bietjie mooi met die woorde sit, moet julle tog dit in julle lywe voel dat hierdie woorde is wat iets van jou liggaam ook vra, né? En na U, Here, hef ek myself op. Julle wat kindertjies het, as 'n kind opgetel word, dan staan hulle mos op hulle tone, met hulle hande regop in die lug, want iemand moet hulle nou optel.
As ek hunker, dis so asof ek vorentoe leun, dat ek gaan nader. Pinkstertyd is nie net 'n tyd van woorde wat ons hoor oor wie God se Gees vir ons is nie. Dis 'n tyd waar ons elkeen met ons hele lywe, met ons hele wese verlang, hunker, onsself ophef na hierdie Skeppergees wat gefladder het oor die oergaals, wat lewe geskenk het in die baarmoeder, die afgrond van liefde. So ek wil hê ons moet ons oë toemaak en net vir 'n minuut of 2 minute so sit. En net ook in jou lyf voel, wat beteken dit vir my vanaand? Hoe hunker ek? Waarna smag ek wat weggewaai moet word of ingewaai moet word in my? Wat is my diepste verlange? Word bewus van jou asemhaling. En dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. In die begin was dit woes en leeg. God se Gees waai oor die oorvloed, die diepte, die baarmoeder, die begin. Die diepte word lewe, word oorvloedige liefde, wat alles weer omhels en vervul, elke vesel, aar, asem, vel en bloed, in en deur en tot Christus, alles in almal, 'n lewe verborge in God. Amen. Ons gaan staan en dan gaan ons sing lied 430. Ons gaan net die eerste vers sing, maar ons gaan hom 2 keer na mekaar sing. Lied 430, ons gaan die eerste vers 2 keer na mekaar sing en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek.
Ontvang ook die seën van die Here. Die liefdevolle teenwoordigheid van ons drie-enige God, die God wat skep uit niks, die God wat red, die God wat lewend maak, die God wat altyd teenwoordig is en wie se asem in ons is. Mag hierdie God julle vashou van nou af en tot in ewigheid. Amen.